Ons is vandag op die laaste paar bladsye van ons boekie wat ons geskryf het. Ons is op bladsy 60 en 61 en 62 kan jy nog aantekeninge maak. So as jy so 'n boekie gekry het deur die jaar, gratis en verniet en sonder koste, en jy's nou by die laaste ene, wat kan jy aantekeninge neem? Ons is vandag by 'n baie ek wil amper sê 'n lekker tema om mee af te sluit. Dis nie net ontmoetings van mense nie, maar dit is my ontmoeting met God waaroor ons nou al praat, maar my ontmoeting wat ek eendag ook met hom gaan hê. Ons gaan so 'n bietjie daaroor praat vandag, en dan ook, wat is my verantwoordelikheid om die koninkryk van die Here na ander mense toe nou te neem, terwyl ons hierdie kant van die graf is. Dit is wat ons graag vanoggend wil bereik. Vader, ek kom na U toe vanoggend in diepe afhanklikheid. Here, U weet van ons persoonlike gesprekke. U weet van belydenisse. U weet van soeke. U weet van my teleurstellings, U weet van my ops, U weet van my oorwinnings, U weet van my denkpatrone, U weet van my afhanklikheid, U weet, ek is 'n oop boek vir U. En Here, ek gaan vanoggend net weer eens sê, help my om te fokus. Ek weet ek kan baie maklik fokus verloor. En ek kan so maklik soveel inligting wil gee en soveel rigtings wil gaan in my kop. Maar ek weet ook, Here, ek moet versigtig wees vanoggend vir 'n information overload. Maar aan die ander kant is daar 'n boodskap wat moet uitgaan. Ek gaan hom eendag sien. En laat ons daai boodskap vanoggend oordra, dat daar opgewondenheid in ons kom. Van ek gaan Jesus eendag sien, ek gaan hom ontmoet, ek gaan hom 10-10-1 kan hak, ek gaan 10-10-1 in sy teenwoordigheid kan staan, en ek glo nie eers al die vrae wat ek nou het, van hoekom dit, en waarom dit, en hoe dit gewerk met Noag, en wat van die muskiete, en al die dinge wat ek wil vra. Laat al die goed gaan net verdwyn, want ek gaan net in U teenwoordigheid wees, en ek gaan net weet, ek is hier is Jesus by my, en ek kan met Jesus praat. En dan dink ek nie eens gaan ek vra nie, ek gaan 10-10-1 net voor die voete neerval, en vir U sê, dankie, sorry, dankie vir die kruis. Dankie dat U bereid was om vir my te sterf. Dankie dat U my sonde gevat het. En ek wil graag U voete soen, ek wil U hande soen, en vir U sê, Here, U is net absolutely fantasties. Dis waaroor dit gaan. Ek wil U vandag loof en prys. Dankie vir die worship, dankie vir die songs wat ons kon sing. Dankie vir die team wat ons agter ons het, wat ons so mooi lei. Dankie vir Gilly, wat al die werk wat hy insit, agter die skerms. Vir Jewe wat ons so mooi lei. Clarissa se stem, Gideon se absolute pyk manier om 'n gitaar te speel. Odien se harde werk agter die skerms om die ritme daar te hou. Jaco wat vandag siek is, wat absolute talent is. En so kan ons deur die hele band gaan, en elke persoon is net amazing. Ons klankmense, ons almal, Here, ons sê vir U dankie dat ons as 'n span 'n verskil kan maak. En dat U vandag verheerlik sal word. Amen. Ek gaan hom eendag sien. Wat 'n vooruitsig. Ek dink ons almal het al uitgesien na iets, is dit nie so nie? Van kleins af het my uit ons al, hoeveel slaapies nog? Né? Dis daai ding van hoeveel slaapies, hoeveel klippies moet ek uithaal, en dan gooi ons die klippies so deur die venster. Ek weet nie, dis 'n Vrystaat ding. Maar in elk geval, ek weet julle het dalk met ander goeders gewerk, jy weet, soos computers en calculators en sulke goeders. Ons het die Vrystaat groot geword, jy moes klippe optel en uitgooi by die venster. OK, sê maar net. Maar as die klippies klaar is, dan gaan ons op vakansie. Of as die klippies klaar is, dan sluit die skool. Yes! Né? En die slegste ding van 'n skoolvakansie vir my altyd was gewees, as die skool sluit, en die volgende dag loop ons in die dorp, en daar staan back to school specials. Ons sê, vakansie het nou net begin, wat is julle probleem? Né? En dan as die skool begin, dan spring my ma op en af van opgewondenheid, want sy raak ontslaag van 5 gebroedsels, wat van moeilikheid gee. Maar ons is sad. Maar almal sien uit na iets, of my ma nou uitgesien het dat die skool begin, of dat ons uitgesien het dat die skool sluit, of wat ook al, iewers sien jy uit na iets, jy tel die dae af, soos voor jou troue. Ek het al baie keer vir 'n bruid gesê, want kyk, 'n bruid word mos, 'n dogtertjie word gebore met 'n droom in haar kop. Is nie so nie. Hulle weet hoe lyk die rok, hoe lyk die
hoe 'n man moet in die aisle afloop en hoe hy moet chunk en jy word daartoe verantwoordelikheid geroep vir dit. As jy nie huil as ek in die aisle afkom nie. Okay, I'll fake it till I make it. Nou kyk ek my trou video agteruit. Want ek wil kyk hoe gee ek haar terug vir haar pa. Maar in elk geval. Sorry pa. My pa het vir my gesê, dit is 'n no return policy. Ek het al vir jou gegee, sy is jou probleem. Ek het al vir my skoonseun gesê, dan sê hy vir my pa, so en so, dan sê ek toe maar moenie worry nie my kind, ek is met hulle ma getroud, ek verstaan. Maar ons almal sien uit na iets, want weet jy wat nou, wat ek vir jou wil sê is, ek het al 'n bruid gehad, en dan sit sy voor my, en sy vertel my hierdie droom van haar, en dan sê ek vir haar, besef jy, dat alles wat jy nog altyd gesê het, van eendag as ek trou, dis in hierdie week is jou eendag. Saterdag is jou eendag. En partykeer staan hulle daar voor my, en ek's besig, en hulle kom in, en jy sien hierdie mooi prentjie by mekaar kom, en dis die mooiste rok, en die mooiste make-up, en die mooiste hare, en die mooiste alles, en die oues, hy tot geskeer, en hulle lyk net mooi. En dan sê ek vir hulle, besef julle hierdie is julle eendag. So imagine nou dit, dat jy kan voor Jesus staan, en dit is jou eendag. Eendag gaan hy kom. En dis jou eendag. En of dit nou is in 'n globale toestand van die wederkoms, en of dit nou is met jou persoonlike oomblik wat hy jou kom haal wanneer jy jou laaste asem uitblaas, dis waarvoor ek en jy gereed moet wees. My eendag kan vandag wees. My eendag kan môre wees, my eendag kan volgende week wees, maar die globale prentjie van die wederkoms is ons onseker oor. Maar ek wil met jou praat oor hierdie goeters vandag, maar ek wil hê jy moet nie wegstap vandag met hierdie ding van ek gaan hom eendag sien en my eendag kan enige oomblik aanbreek. Ek hoef nie te wag vir die wederkoms nie. Is ons opgewonde om Jesus te sien? Dis die vraag. Is jy opgewonde oor daai oomblik? Imagine die oomblik. Imagine daai reunie, daai oomblik wanneer jy voor hom kan staan en ek dink alles verdwyn. Al hierdie aardse goed waarmee ons besig is en die goeders wat vir ons belangrik is en wat ek aantrek en hoe ek lyk en hoe ek my hare kam en het ek 'n bril, het ek nie 'n bril nie, hoe groot is my neus en wat se nommer skoen dra ek en wat se kar ry ek en wat 'n buurt bly ek. Daai goed is gone. Want dis nou nie belangrik nie en is dan ook nie belangrik nie. Imagine as ek voor hom kan staan. Wat sê jy vir hom sê? Dink gaga. Wat gaan jy hom vra? Wat 'n reunie. Het julle geweet dat die Bybel vir ons sê daar selfs 'n kroon wat vir mense gegee gaan word wat lief is vir sy wederkoms? Dat jy kan 'n fisies 'n kroon ontvang eendag voor die regterstoel van Christus. Wat God vir die mense wat vir hom lief is en wat sy wederkoms liefhet, 'n kroon gaan gee. 2 Timoteus 4 vers 8 sê vir ons, hy sê vir ons dat verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee, nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het. Ons en ek dink ons as kinders van die Here moet almal daai kroon ontvang. Ons is veronderstel om dit ontvang. Ons is veronderstel om opgewonde te wees oor eendag gaan ek Jesus sien. Ons is veronderstel om daai goeie nuus nie vir onsself te hou nie, maar om die wederkoms van die Here lief te hê, beteken dit ek vertel vir ander mense daarvan verlede week se preek. Maar gaan nie nou weer daaroor preek nie. As dit kom by die wederkoms, as dit kom by wanneer Jesus gaan terugkom, dan dink ek is dit belangrik dat ons vir mekaar moet sê, wat is die kruks? Wat is die basis waaroor ons almal moet saamstem? En ek kan nou eskatologies kan ek vir jou soveel opinies gee van wederkoms en wegraping en groot verdrukking en 1000 jaar van vrede en regterstoel en wit troonoordeel en allerlei dinge en ek kan vir jou skematiese voorstellings hierso gegee en wat ook al. Ek wil nie dit vanoggend doen nie. Ek kan en ek het al sulke reekse gepreek, maar ek wil hê jy moet vanoggend net op een ding konsentreer en dis Johannes 14. Johannes 14 het Jesus vir ons gesê, ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek hierdie plek berei het, kom ek terug.
Niemand van ons twyfel daaroor nie. Of jy 'n eskatologies glo in 'n wederkoms, 'n wegraping, 'n pre-tribulionis, 'n mid-tribulionis, 'n post-tribulionis is, en ek weet dis groot woorde wat ek nou gebruik, ek maak nie mekaar nie, maar jy gaan hierdie goeders op die internet kry en jy gaan dit daar Google en mense gaan vir jou de mekaar maak met al die opinies. Ek sê altyd vir mense, kom terug na die kruks toe. Wat is die kruks? Jesus het weggegaan, Jesus gaan terugkom, Jesus gaan ons na hom toe vat. En ek gaan vir altyd by hom wees. Dis die bottom line. Is ek gereed vir dit? Gaan ek wag vir die wederkoms? Weet nie. Gaan ek nog lewe daai tyd? Ek weet nie, maar my persoonlike wegraping, my persoonlike wegvat na hom toe kan vandag wees, dit kan nou wees, dit kan oor 'n paar minute wees. Julle kan my nou hier optel as jy dalk. Ons moet elke oomblik leef asof hy nou kom. Asof hy nou alreeds hier is. En ek wil hê jy moet vandag dit, as jy net dit oor hier alles kan in gedagte hou, dan glo ek het ons ver gekom. So ek gaan vir jou daai gedeelte lees. Ek gaan vir jou 3 gedeeltes lees. En dan gaan ons aan met die preek. Nommer 1 is Johannes 14 vers 1 tot 3, baie belangrik. Laat julle hart nie ontsteld word nie. Dis Jesus se eie woorde. Hy vertel vir die disippels wat gaan gebeur. Hy sê, laat julle hart nie ontsteld wees nie. Word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek vir julle gesê het. Hoor gou hierso, ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek gegaan het en vir julle plek berei het, kom ek weer na julle om julle, en julle sal na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En dan kan jy aanlees, jy moet aanlees, daarna is daar vrae van Filippus, daar vrae van mense wat sê, maar Here, hoe, dit, maar hierdie is vir my die kruks. Ek gaan plek berei, kom terug, dis die kruks. Dis waaroor ons almal saamstem. Maak nie saak wat jou eskatologiese siening is nie, en ek het respek vir almal se sienings, en ek gaan nou vir jou sê hoekom. Die volgende gedeelte wat ek wil hê wat jy moet lees saam met dit, is 1 Tessalonisense 4. 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 18 sê, hy sê, maar broeders en susters, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees wat met betrekking tot die ontslapenis nie. So ons moet ook nie onkundig wees met die mense wat klaar gesterf het nie. Hy sê, sodat julle ook nie treur soos ander wat nie hoop het nie. So ons, wat iemand aan die dood afstaan, kan met 'n hoop treur. Ons hoef nie hopeloos te treur nie. Daar's 'n reunie wat wag. Hy sê, want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, ons glo dit, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. So, hier's 'n hoop. Ons gaan hulle weer sien. Dit is nou baie personal, maar dit is vandag my pa se verjaarsdag. En hy's nou al 'n hele paar jaar nie meer met ons nie. Maar vandag celebrate ek hom, want ek weet ek gaan hom weer sien. Ek celebrate hom, want ek weet ek gaan eendag weer aangesig tot aangesig met hom kan chat. So, dis vers 14. Dan vers 15, hy sê, want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly, tot die wederkoms van die Here, die ontslapenis, hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van die aartsengel, met die geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterwe het, sal eerste opstaan. So daar gaan iets gebeur. Vers 16, vers 17 sê, daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Hoor gou hierdie mooi woorde, vers 18, bemoedig mekaar met hierdie woorde. As jy moed verloor, as jy iemand in die dood afgestaan het, bemoedig mekaar met hierdie woorde. Dis mooi, né? Dan wil ek jou ook vat na 1 Korintiërs 15 vers 51 tot 53 toe. Hy sê, kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal verander word. Dis wat gebeur in die oomblik wanneer Jesus gaan terugkom. Dis wat gaan gebeur. Dit gaan met ons lywe gebeur. Hy sê, ons sal almal verander word. Hy praat met kinders van God. In 'n oomblik, in 'n oogwink, so, boem, gaan dit net gebeur. By die laaste basuin, want die basuin sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word. En ons sal verander word. Want hierdie verganklike, hierdie lyf van vlees en bloed, hierdie verganklike moet met die onverganklikheid
beklee word en hierdie sterflike moet met die onsterflike beklee word. So jou lyf gaan verander as Jesus gaan kom. Hierdie lyf wat kan oud word, hierdie lyf wat kan grys word, hierdie lyf wat kan krom trek, hierdie lyf wat kan vergeet, hierdie lyf wat nie mooi kan sien nie, wat 'n bril nodig het, hierdie lyf wat ook al jou issues is, gaan verander word. Jy gaan perfect wees. In 'n oomblik, in 'n oogwink, en hulle wat ons vooruitgegaan het, sê die woord vir ons, hulle gaan ook onverganklik wees. Hulle gaan 'n nuwe lyf kry. Maak nie saak of die wurms stof tot stof, maak nie saak of die haie opgeëet het in die see nie, maak nie saak wat nie. Die Bybel sê, die aarde sal teruggee wat hy geneem het, die see sal teruggee wat hy geneem het. Jy gaan 'n nuwe lyf kry. Okay, nou kan jy vir my sê, okay Marius, wow. Hoe gaan hierdie goed lyk? Kom ek gaan vir jou 'n skema wys. Ek wil vir jou 'n skema wys en ek dink ons moet net gou eers konsentreer net op wat gebeur met jou liggaam, jou lyf. As jy kyk aan die kant, daar staan die persoon sterf, die pyltjie wat afwys, die liggaam, die lyf, die verganklike, stof is jy en tot stof sê jy terugkeer. So dit gaan na die graf toe of na die waar ook al heen, maak nie saak waar nie, maar die woord sê vir ons stof is tot stof, né? En dit vergaan. So hierdie lyfie, as hy eers vergaan het, is hy gone. Okay, jy gaan hom nooit weer nodig kry nie. Onthou net jou siel is wat saak maak. Jou lyfie is 'n dop waarin jou siel woon. Jou siel is ewig, jou lyf is tydelik. Okay, so, jy gaan graf toe en jy kan Prediker 12:7 kan jy daarin heg wat sê wat met ons gebeur. Right. Nou, wat gebeur met jou siel? Jou siel gaan na die doderyk toe. Nou doderyk is die versamelnaam vir waar siele bewaar word. Nou ek gaan bietjie tegnies raak, maar ek gaan ook nie in jou information overload gee nie. Ek wil net hê jy moet net sien, want baie mense het vra oor hierdie goeie. So met ander woorde, daar's twee kante in die doderyk. Daar's die paradijskant wat die goeie kant is. Jy moet nooit praat van die paradys as die tuin van Eden of die tuin van Eden as die paradys nie, dis twee verskillende plekke. Okay, tuin van Eden is tuin van Eden waar Adam en Eva was. Dis in Turkye op die wêreldkaart vandag. Maar die paradys is 'n plek waar die siele bewaar word. So wanneer jy in Christus sterwe, gaan jou lyf nie, jou siel na die paradys toe. Dis hoekom Jesus vir die man gesê het aan die kruis, vandag sê jy saam met my nie paradys wees. Okay. So jy gaan dadelik word jou siel soontoe vervoer. Dan die ander kant wat ook die doderyk is in Afrikaans, dit word in Afrikaans vertaal as doderyk. Die Griekse woord is Tartarou. Dit is die bad kant, kan ek maar sê, van die doderyk. Dis waar die mense wat nie Christus het nie, se siele heen gaan. Okay. So, dan word jy daar bewaar tot die opstanding, die oomblik wanneer die opstanding gaan plaasvind. Wanneer die verganklike met die onverganklike geklee word. Wanneer Jesus gaan terugkom met die wederkoms, en ek gaan nou vir jou vertel van die fases van die wederkoms, hoe ek het sien in my oogpunt, en jy kan met my verskil daaroor, maak nie saak nie, dis die kruks, hoe ek glo, dit moet gebeur of moontlik kan gebeur. Okay, so met die opstanding, kry jy dan 'n onverganklike liggaam. En dit kan jy gaan koppel daar in Johannes 5, 28, 29, Openbaring 20, 15 en so aan, wat vir ons sê van die opstandings wat gebeur. Die opstanding tot die regterstoel van Christus, waarvoor al die kinders van God gaan verskyn, en daar is die regterstoel van Christus is nie 'n oordeel nie, maar 'n beoordeling. So dis soos die Griekse woord bema, wat hier vertaal word, is dieselfde konsep as die woord wat ons gebruik vir 'n podium, wat atlete opstaan as hulle eerste, tweede, derde kom na die Olimpiese spele. So met ander woorde, jy gaan daar kom en dan gaan jy beloning kry by God of jy gaan nie beloning kry nie. Maar dit gaan nie oor hemel of hel nie, want ons praat nou van mense wat in Christus gesterf het. Met ander woorde, ek het wedergebore, ek is 'n kind van God, ek is gewas deur die bloed van Jesus Christus, ek kan nie weer verlore gaan nie, want niks kan my, Johannes 10:28, niks kan my die hand van die Vader ruk nie. As ek glo dat ek in die Vader se hand geruk kan word, beteken dit dat sonde of die duiwel is sterker as God, en dis nie waar nie. Okay. Ek sê nie, jy kan lewe soos jy wil op aarde en in sonde lewe en wat ook al nie, dis juis die bema gaan baie dinge bepaal. Okay. Daar's waar die 5 krone uitgedeel word, waarvan die kroon wat ons nou gepraat het, een van hulle is, en dan gaan jy voor die regterstoel van Christus verskyn en dan die ewige lewe. Ons gaan nou kom by die detail. Die ander mense wat uit die Tartarou uit opstaan, hulle gaan voor 'n ander troon,
En wanneer hierdie troon beskryf word, sê hy, die gelowiges staan in wit klere, agter, saam as bruid van Christus, as getuies. En hulle wat sonder Christus gesterf het, word veroordeel. Openbaring 20:15, ek gaan hom nou weer aanhaal, maar gaan nou al begin, om vir jou te sê, daar is die enigste kriteria is, die boeke sal geopen word, en as jou naam nie geskryf is in die boek van die lewe nie, is jy in die poel van vuur gewerp. Dis die kriteria, ouens, dis nie wat ek sê nie, dis wat die Bybel sê. Ok, so, dan kan jy na die Griekse woorde daar ook gaan kyk, net om dit te onderskei. Poel van vuur, Gehenna, die Griekse woord, is die symboliek daarvan, om dit te kon verduidelik vir mense, dat mense dit kon begryp, wat is 'n Gehenna, die poel van vuur, is dit in die reg langs Jerusalem, in die Gehenna is 'n ashoop. En net buite Jerusalem het hulle altyd al hulle afval is na hierdie ashoop toegevat in ons terme, en daar is dit gesit, en daar het hierdie vuur het heeltyd gebrand, het nooit opgehou brand nie, en dis waar die woord Gehenna vandaan kom, in die Kidron Vallei, is hierdie, kom ons noem dit ashoop, en dis waar die term Gehenna vandaan kom, en dis die naaste beskrywing wat ons in die Grieks het van wat die poel van vuur is. Dis 'n vuur wat gaan brand, wat nooit gaan op, en dit is lyding wat vir altyd sal aanhou, wat nooit sal stop nie. So hier is 'n skematiese voorstelling wat ek opgetrek het so ruk terug, wat jy kan kyk, Shamaine, ons kan hom post, ek sien sy het al klaar gedoen wat sy moet doen. Ok, sy skerp. So ek gaan hom eendag sien. So dis wat my opgewonde maak. Ek gaan hom nie net sien geestelik nie. Ek gaan hom fisies sien, julle. Ek gaan fisies by hom wees. Ek gaan fisies deel van sy bruid wees. En ek wil nou vir jou wys dat as jy 'n kind van God is, as jy weet dat jy Jesus Christus aangeneem het as jou persoonlike verlosser en saligmaker, is jy deel van die bruid van Christus. En hy gaan jou kom haal as sy bruid. En ons as bruid gaan saam met hom weggevoer word, en ons familie en vriende wat in Christus gesterf het, ons nou gelees, hulle gaan saam met ons, hulle gaan ook 'n ander lyf kry, en ons gaan saam die wolke in saam met hom, en ons gaan saam met hom wees, en die gaan chaos op die aarde wees, maar ons gaan saam met hom wees, en dan kom ons weer as bruid saam met hom, want hy het beloof hy gaan regeer, en dan gaan hy regeer, maar er moet baie dinge gebeur. Ek gaan hom fisies sien, ek wil jou net herinner weer aan die beginpunt. Die beginpunt is Johannes 14. Moenie afdwaal van Johannes 14 nie. Dis die beginpunt. Jesus het dit gesê, ons kan nie daaroor stry nie. Hy gaan plek berei, kom terug, kom ons haal. Punt. Dis die belangrikste. En die vraag is ek gereed vir dit? That's it. That's the bottom line. Maak saak wat jou eskatologiese siening is nie. Ok, nou. Ek wil hê jy moet saam met my net stem, voor ek gaan aangaan, nou gaan ek in detail gaan. En nou moet ek en jy gou saamstem oor iets. As ons praat oor enige iets wat ewigheidswaarde het, wedergeboorte, saligheid, dit is vir my kernwaarhede van die Bybel. Dit kan ek nie change nie, ek kan nie daarby aanpas nie, ek kan nie kompromie maak met dit nie, ek kan nie hiervoor staan en vals wees en goed sê wat nie waar is nie. Dis vir my 'n kernwaarheid, en dis vir my baie belangrik dat as ons kernwaarhede met mekaar deel van wedergeboorte en saligheid en die ewige lewe en daai tipe goeders, dan is dit 'n kernwaarheid, en dan moet eenheid onder kinders van God wees daaroor. Stem julle saam? Right. Dan kry 'n mens goeders wat in die Bybel staan wat randsake is. Met ander woorde, dis nie meer 'n kernwaarheid nie. So jy glo dalk, ek weet nie lekker of daar 2 komste is nie, ek weet nie lekker nie, want ek is onseker oor wederkoms, ek is onseker oor wegraping, ek is onseker oor dit. Dan voel ek het jy 'n vryheid tot interpretasie, want dit gaan nie jou saligheid weer eens, Johannes 14, as ek gereed is om God te ontmoet, daar kom ek eendag op bo en sê die Here vir my, Marius, jy het heeltemal hierdie ding verkeerd verstaan. Maar ek gaan my nie weggooi nie, want hoekom is ek daar? As gevolg van die bloed van Jesus Christus, kernwaarheid. Ek het hom aangeneem as my persoonlike verlosser en saligmaker. Ek verdien nie om daar te wees nie. Ek is daar as gevolg van sy genade. Ek is daar as gevolg van geloof. Want uit genade is julle gered deur die geloof, Efesiërs 2 vers 8 en 9. Nie deur werke nie, sodat niemand mag roem nie. So kan nie werk om daar te kom nie. Met ander woorde, dis vir my kernwaarde, maar randsake is goeders van, is dit nou 3 keer onder die water of net 1 keer onder die water? Is dit besprinkeling? Is dit onderdompeling? Is dit moet ek die Joodse feeste nog hou soos hulle dit gehou het? Moet ek dit nie hou nie? Dis alles randsake.
Jy kan jou interpretasie daaroor hê. Die belangrikste is jy gered. Is jy wedergeboorte. Met ander woorde, dan gee ek iemand vryheid tot interpretasie. As iemand na my toe kom vir my sê, Marius, nou ander het gehad, jong man het na my toe gekom in die gemeente, toe sê hy vir my, hy stem nie saam met oor 'n ding wat ek gesê het nie, toe sê ek hoor wat jy sê, gee my opinie, gee sy opinie, toe sê ek vir hom, kan ek en jy agree to disagree? Want toe vra ek vir hom, het hierdie ding, het dit invloed op jou saligheid? Toe sê hy vir my, nee oom. Toe sê ek vir hom presies. So kom ek gee jou vryheid tot jou interpretasie. So maklik soos dit. En dan kry jy al die ander goeders, daarvoor moet ons net verdraagsaam wees. Al die ander goeders. Wees net verdraagsaam met die Ire, wees verdraagsaam met die Engelse, wees verdraagsaam met al die mense, nee, wees verdraagsaam met die ou wat voor jou inry. Nee, al daai tipe goeders. Al die ander sake moet ons net verdraagsaam wees. Okay, maar as dit kom by God se saak, dan voel ek ons moet oor kernwaarhede eenheid hê. So as ons daaroor kan saamstem, kan ek jou nou 'n bietjie inligting begin gee. Okay, wat is die kriteria? Die kriteria om Jesus te sien is baie duidelik. As dit nie bevind is dat iemand opgeskryf is in die boek van die lewe en is in die poel van vuur gewerp. Boem. So wat is die kriteria dat jou naam in die boek van die lewe geskryf word? Maklik. Johannes 5 vers 11 tot 13. En dit is getuienis dat God ons die ewige lewe gegee het en die lewe is in sy seun. Hy wat die seun het die lewe, ewige lewe. Hy wat die seun van God het nie die lewe nie. So ek kan nie eendag voor hom staan en hom sê, Here, ek was 'n dominee en ek het gepreek en ek het Bybel gelees en ek het kerk toe gegaan en ek het bidure gelei en ek het dit, dan gaan hy sê, sorry. Daai werkie. Het jou naam in die boek van die lewe. Jy kan baie dinge storieetjies gaan spin. Maar die vraag is jou naam in die boek van die lewe, is jy wedergebore? Het jy Jesus Christus erken en aangeneem as jou persoonlike verlosser en saligmaker en hom deur sy bloed. Here, as hy vir my moet vra, Marius, hoekom is jy hier? Dan sê ek, Here, op niks wat ek gedoen het nie. Ek verdien nie om hier te wees nie, maar op grond van dit wat u seun vir my gedoen het ek access deur die seun, nie deur my nie. Hy wie die seun het die lewe. Hy wie die seun van God het nie die lewe nie. Vers 13 sê, dit het ek vir julle geskryf, dat julle kan weet, dat julle die ewige lewe het. En die lewe is in sy seun. Weer 'n keer, bevestiging. Nie dat jy hoop jy die ewige lewe het nie. Nie dat jy eendag sal sien nie. Dit irriteer die wit, lewende waks uit my uit. As mense vir my sê, "Haai Marius, nee, ek sal maar eendag sien as ek daar bo kom of Petrus vir my die hekke oopmaak." Wat? Lees jy dit in die Bybel? Dat Petrus is 'n gatekeeper. Petrus besluit of hy kan inkom, ja of nee. Petrus self moet ingaan op grond van Jesus. Waar staan dat Petrus is die gatekeeper? Waar staan dat Petrus kan besluit of jy ingaan of nie ingaan nie? Waar kom ons dan hierdie snert? Dit gaan net oor Christus Jesus en hom as gekruisigde. So nou, dis die kriteria, ouens, en as ons daaroor kan saamstem, gaan ons ver. So wat is die doel van die koms? Daar's twee komste. Die eerste koms het hy gekom om my sondes weg te vat. Die eerste koms. Kom na die aarde toe, fisies op die aarde, gelewe vir 33,5 jaar. Hy het gekom, groot geword, babietjie, groot geword, sy hele lewe gelei, gesterf om Golgotha, terug na die Vader toe. Daai 33,5 jaar was sy eerste koms. Fisies op die aarde. Nou praat die Bybel van 'n tweede koms. Die doel die eerste keer was gewees om 'n weg te baan na die ewigheid. Die tweede ene is om te regeer as die koning. Hy het beloof, hy gaan op die troon van Dawid regeer. Het hy dit al ooit gedoen? Nee. Dis wat die disippels die hele tyd, as jy Chosen gekyk het of enige ander movie al oor die disippels sê, agterkom, hulle vra die hele tyd vir hom, Here, wanneer gaan u nou regeer? Here, wanneer gaan u nou die Romeine amper sê ek onder die boudes kop. Maar julle verstaan wat ek bedoel. Wanneer gaan u nou die koning word? Wanneer gaan en hy sê nie vir hulle, julle verstaan nie hoekom is ek hier nie. Ek sê hier vir dit nie. Ek is hier vir 'n ander doel, 'n groter doel. Ons moet die groter doel verstaan. So die tweede koms het hy heeltemal 'n ander doel en dit is om te regeer. Wat is die doel van die koms? Daar's tekens van die tweede koms. Jy kan dit gaan lees in Matteus 24, die hele Matteus 24, maar moenie stop by vers 14 waar ek nou vir jou gesê het nie. Lees aan, want dan praat hy daar van die anti-kris en wat die anti-kris moet regeer. En dit kan jy koppel, in jou boekie, kan jy dit dan koppel aan 2 Tessalonisense op bladsy 61, op bladsy 61, 1 Tessalonisense, nee Marius, 2 Tessalonisense, 2 Tessalonisense, 2 vers 3 tot 7. As jy dit nie het nie, kan jy vra, dan kan ons
vir jou dit stuur of wat ook al, of PDF of iets. Maar jy kan Matteus 24 en 2 Tessalonisense 2 aan mekaar koppel, want hy praat van dieselfde tydperk daarso, wanneer die anti-kris gaan regeer. Maar as goed is wat ons moet weet, wat gaan gebeur voor die anti-kris kan regeer fisies in Jerusalem oor die hele aarde. So voor Christus kan regeer, moet die anti-kris regeer, sodat hy hom kan onttroon. OK, so. En die anti-kris kan nie nou regeer nie. Want as iets wat hom keer, ons gaan nou daarby kom. OK, so, daar's net 'n goeie nota wat jy kan maak op bladsy 61 om daai met mekaar te koppel. So wat is die teken van die koms? Jy kan gelees, die eerste teken is misleiding. Dis die eerste en die grootste teken. En ek wil gou-gou vir julle vra, hoeveel misleiding sien julle vandag? Almal mislei almal. Almal is besig om almal te mislei en almal valse godsdienste, hier kom soveel goeders uit van mense wat dis so naby aan die waarheid. Dit klink it sounds so good. Maar dis presies wat die duiwel wil hê. Want hier is die waarheid van God en die ou preek net langs die waarheid. En dit klink mooi. En die volgende ou preek net langs die waarheid en net langs die waarheid en net langs die waarheid. Onthou wat die waarheid is en net langs die waarheid en net langs die waarheid. En alles klink so mooi. As ons weer ons oë uitvee, is ons heeltemal in daai rigting. Want ons is nie by die waarheid, die kruks van die evangelie nie. So wees versigtig. Meet my. As jy vir my kan wys dat ek iets preek wat nie uit die Bybel uitkom nie, wat nie God se woord is nie, asseblief kom sê vir my. Ek sal luister vir jou. Dan vat ons dit na die ouderlingeraad toe. Ek is baie vertrou in my ouderlingeraad. Dat ons saam kan studies doen om te kyk. En as ons dwaal, gaan ons terugkom na jou toe en sê, skus, ek maak 'n kommitment teenoor jou. Tekens van die koms is baie belangrik. Misleiding, oorloë, aardbewings, peste, siektes, allerlei dinge wat gaan vermeerder en vermeerder. Hy sê, maar dis nie die einde nie, dis die begin van die smarte. Want daar kom groter goed later. OK. Verskille tussen die twee fases van die koms. En nou moet jy, dis nou hier waar jy nou moet, ons is nou nie by die kern nie. Ons het nou wegbeweeg van die kern af. Ons is nou by daai tweede sirkel wat ek nou vir jou gewys het. Hierdie is interpretasie. OK, my interpretasie, volgens die woord. OK, ek sien die wederkoms in twee fases. Eers gaan Jesus kom vir sy bruid, om sy bruid weg te vat, en die tweede keer gaan hy kom met sy bruid om te regeer. Dis die twee fases. En ek gaan vir jou wys hoekom ek dit glo. Eers moet hy sy bruid wegvat, sodat die chaos kan heers op die aarde, sodat die anti-kris kan regeer. En as die anti-kris regeer, dan gaan daar oorlog plaasvind, die laaste oorlog in die groot verdrukking, en dan gaan hy met sy bruid kom, die Satan oorwin, die binding van die Satan vir 1000 jaar lank, en dan kan hy regeer op die troon van Dawid. OK, so kom ek wys dit gou vir jou. Die koms met sy bruid, dis nou die wederkoms, soos hy bekend staan, in terme, in teologiese terme. Die Bybel sê vir my, en daar het ek vir jou skrif bygesit, die Bybel sê vir my, 10 goeders van die wederkoms. Nommer 1, hy gaan kom tot op die aarde, hy gaan sy voete op die Olyfberg sit. Nommer 2, dit gaan gepaard met tekens van Matteus 24 en 2 Tessalonisense 2 en baie ander. Dis 'n boodskap van oordeel wat gaan volg. Die ongelowiges word veroordeel na die wederkoms. Die hele wêreld gaan geraak word by die wederkoms. Dit volg op die toren van God. God gaan torenig word as gevolg van die verdrukking en na sy toren gaan die wederkoms plaasvind. Dit is om 'n koninkryk te beerf. Die millennium. Né? Nommer volgende. Nommer 8. Elke oog sal hom sien, sê die Bybel. Elke oog sal hom sien. Baie belangrik. Jesus kom saam met sy bruid met die wederkoms. En dan ook, dis die volëinding van die wêreld. Dis die einde van die wêreld soos ons hom ken. Daar gaan changes kom. Dis die wederkoms. Maar nou praat die Bybel van 'n ander koms met 10 absolute teenoorgesteldes. En ek gaan dit vir jou wys
En ek gaan nou die twee langs mekaar ook sit daarna. OK, met skrif ouens, jy kan my check. Koms vir sy bruid. Ek glo dat die koms vir sy bruid gaan 7 jaar voor hierdie tweede koms reeds gebeur. 7 jaar. En kyk gou die verskille. Hierdie keer kom hy, ons ontmoet hom in die lug. Die ander keer kom hy tot op die Olyfberg, hierdie keer ontmoet die bruid hom in die lug. Groot verskil. Dit is onverwags wat die ander een tekens het. Dis 'n boodskap van hoop, waar die ander 'n boodskap van veroordeling is. Net die gelowiges word beloon, waar die ongelowiges by die tweede koms veroordeel word. Slegs vir kinders van God, waar die ander een is vir almal. Dis voor die toorn van God, die ander een is na die toorn van God. Dis om 'n ewige lewe te beerwe. Hy sal kom soos 'n dief in die nag. Die ander een sê elke oog sal hom sien. Jesus kom vir sy bruid, nie met sy bruid nie. En dis die volëindiging van hierdie dispensasie wat ons nou in lewe van die Heilige Gees. Dis die 10 verskille. Dis soos ek het uit die Bybel uit sien. Jy kan my verskil ouens, onthou dit is 'n randsaak. As jy vir my sê Marius nee, ek glo nie hierdie goed nie, dan is dit oké. Kom ons gaan net gou terug dan net na Johannes 14 toe. Is jy gereed om hom te ontmoet? Either by die wederkoms of by hierdie geleentheid of as jy so sterf. Dis waar dit gaan. Hierdie is 'n randsaak. OK, maar kom ek sit dit gou langs mekaar. En dis waar die interessantheid is. Nou kan jy die twee bymekaar sien. Ek het nou die skrif weggevat, ek het hierdie twee bymekaar gesit. Nou kan jy hulle gou vergelyk. OK, so, gaan nie nog tyd aan spandeer nie. Ek het klaar dit hier gelees. Jy kan net die vergelykings 1 en 1, 2 en 2, 3 en 3 en tot by 10 en 10. Kan jy die vergelykings gaan tref op jou eie tyd. As jy wil ek moet die slides vir jou stuur met die grootste liefde. As jy wil hê Shamaine neem dit af, dan as jy dit wil hê, moet jy net vir ons sê. Daar's 'n woord in Grieks wat ek gou met jou moet deel. En die woord is harpazo. Harpazo. Of party mense sê harpazo met 'n T in, maar dit maak nie saak hoe jy hom uitspreek nie. Tomato, né? OK. Harpazo is 'n Griekse woord wat gebruik word op verskillende plekke in die Nuwe Testament. Nou wil ek gou vir jou ietsie, ek wil vir jou ietsie leer vandag. Die eerste ding wanneer jy praat oor Christus kom vir sy bruid en hy gaan sy bruid kom haal en dan kom hy weer met sy bruid, dan sê mense vir jou dit staan nêrens in die Bybel nie. Dit staan nêrens in die Bybel nie. Die woord wegraping kom nie in die Bybel voor nie, hulle is reg. Die woord soos wegraping sê jy nie vind in die Bybel nie. En ek gee dit gelyk vir al die ouens wat dit vir my sê, dis waar. Dit staan nie daar nie. Maar die woord harpazo of harpazo kom wel voor in die Bybel. En in die Vulgaat Bybel, die Latynse Bybel, word hy vertaal as rapere, Latyn, rapere, wat jy baie maklik kan rapture aflei, rapere, maar harpazo beteken die volgende, ek sê nie dit nie, die slim mense sê dit beteken, to snatch away, to seize, or to catch by force, Afrikaans, om weg te gryp, om te gryp, of om weg te vat met geweld. OK, nou waar kom hierdie woord harpazo voor? Hy kom op baie verskillende plekke voor, en 2 keer onder andere kom hy voor, in Matteus 11 vers 12 en Johannes 10 vers 12, kom hy voor waar daar geen eskatologiese konneksie maklik gemaak kan word nie. Maar die woord harpazo word as beeldspraak gebruik, in baie gevalle. En nou moet jy gou saam met my oplet. En wanneer die Bybel vir ons sekere beelde beskryf, is dit met die oog op iets. Jesus het baie keer gesê, die koninkryk van God is soos. Dit is soos. As jy wil verstaan, ek gaan vir jou vertel van die 10 maagde, sodat jy kan beter kan verstaan wat gaan gebeur. Ek gaan vir jou vertel van die saad, ek gaan vertel van dit, en hy het baie keer simboliek gebruik, sodat ons dinge kan raak sien. En weer eens, hierdie is nie 'n kern ding nie. Hoor wat ek sê, hierdie is net, dis soos ek het verstaan. OK, maar ek wil vir jou sê, hoekom ek glo wat ek glo, dat hy dit Bybels kan raak sien. Filippus loop, hy in Ethiopiër, en hy verduidelik aan die Ethiopiër die hele evangelie, en daarna doop hy die Ethiopiër, nadat die Ethiopiër tot bekering gekom het, en toe word Filippus geharpazo, van daar af, hy het net verdwyn, en hy maak weer sy oë oop, waar hy was, in Jerusalem of waar ook al.
Ewe skielik is hy gesnatch, weggevat. Taken by force. Taken by a force I don't understand. Verstaan julle wat ek sê? Dis die woord harpazo. So dit met Filippus gebeur. Dit het met Paulus gebeur. Paulus sê in 2 Korintiërs 12 vers 2 tot 4, ek weet van 'n man, hy's baie beskeie. Hy sê ek weet van 'n man, ek weet nie of dit in vlees was nie en ek weet nie wat nie, maar ek weet hierdie man is weggeruk, geharpazo tot in die 3de hemel. Wie gaan 3de hemel toe, julle? Die kinders van God, die gelowiges. Hy sê daar, gaan lees daar, hy sê, en hy het goed gesien daar, wat gaan gebeur, wat hy nie kan beskryf met sy mond nie, en hy kan dit ook nie neerskryf vir ons nie, ons sal dit nie verstaan nie. Maar Paulus was geharpazo, en Paulus sê, dis hoekom hy sê, hy is die ontydige apostel. Wat is die kriteria van 'n apostel? Iemand wat Jesus fisies gesien het. Waar het Paulus Jesus gesien? Op die pad in Damaskus, nommer 1. Nommer 2, in 2 Korintiërs 12 vers 2 tot 4, waar hy beskryf wat hy geharpazo is, tot in die 3de hemel, daar waar God woon. Die manlike kind in Openbaring 12 vers 5, ek gaan nie oor elkeen uitbrei nie, jy kan dit gaan lees, is geharpazo, met force weggevat om hom te beskerm. En jy moet gou hoor, om te beskerm. Die gelowiges praat hy van, hy sê in 'n oomblik en 'n oogwink gaan ons verander word, 1 Tessalonisense 4 vers 17, ons gaan geharpazo word. Om mense te red uit omstandighede, Judas 1 vers 23, Judas het net 1 hoofstuk, so jy kan net gaan lees by vers 23. OK, tweede laaste boek in die Bybel. Daar kom die woord harpazo voor in 'n term wat eskatologies vir ons verduidelik word van wat met die kerk van Christus kan gebeur. Is om weggevat te word, om ons te red van iets wat nie lekker is nie, om ons met force weg te vat en om ons weer terug te bring op 'n ander plek soos Filippus, waar God ons wil hê. Dit beteken dat God ons gaan beskerm as sy kinders, dat ons nie deur die 7 jaar van verdrukking hoef te gaan nie. Ons het nie nodig om deur die werk van die dier te gaan nie. Ons het nie nodig dat die anti-kris oor ons regeer nie, want Christus regeer in my. Hoekom sal God dat die anti-kris oor my regeer, dat ek gedwing word om 'n merk te vat, die merk van die dier te vat, as ek reeds die merk van die lam het? Het julle geweet van die merk van die lam? Mense vergeet van die merk van die lam, ek het 'n preek daaroor gedoen 'n paar jaar terug. Mense praat so oor die merk van die dier, merk van die dier. Weet jy dat die merk van die dier is 'n cheap, nou moet ek my woorde mooi dink, namaaksel. Ja, moes nou mooi dink. Die merk van die dier, wat die Satan probeer eis as sy eie idee, is eintlik 'n namaaksel van die merk van die lam van God. Gaan lees hom 'n bietjie. As jy nie, jy kan kan jy op YouTube teruggaan op my preke en gaan kyk na die preek se naam is Watter teken. Want jy sien, ons is so behep met die merk van die dier en almal is so die merk van die dier, merk van die dier, merk van die dier. Nee. Sorry. Wat van die merk van die lam van God? Want jy sien, hy gaan my wegvat, dat ek nie die merk van die dier hoef te, want ek het reeds die merk van die lam van God in my hart, en daarom sal hy my harpazo. Hy sal my wegvat uit hierdie omstandighede uit, ek gaan by hom wees, ek gaan 7 jaar van bruilof sal met hom neem, terwyl hy 7 jaar van verdrukking op hierdie aarde is. En dan gaan hy met sy bruid na die regterstoel van Christus terugkom met ons, want hy het ons klaar geharpazo, hy het ons weggevat, hy het ons beskerm, hy het ons gered uit omstandighede, Judas vers 23, sodat ons saam met hom kan regeer, wat nog 'n belofte is. Dis kom ek hierdie goed glo. Jy sien, daar's iets wat Satan teehou. As ek sê teehouer, dis nie dit nie. OK. Dis nie 'n teehouer nie. As ek praat van 'n teehouer, Elsie, ek het nou 'n teepot daar op die skerm. Het jy hom gehoor? Daar sê. Deel net met Elsie. Elsie is my maatjie. Maar die Bybel praat van die teehouer. Wat is die teehouer? Dit wat Satan teehou, dit wat die anti-kris in sy pad gaan staan om te regeer. Wat is dit? Wie is dit? Met 'n hoofletter. Wie keer die Satan om te regeer? Dat hy in die middel van die groot verdrukking op die troon van Dawid in Jerusalem die wêreld gaan regeer. Wat keer hom? Sê hom. Daar's hy. Sorry. Dat ek nou julle op die spot sit. Maar dis die Heilige Gees. Nou by die volgende vraag wat ek jou gaan vra is, waar woon die Heilige Gees? Binne in sy
kinders. So die kinders van God moet weg wees, die teehouer moet weg wees, sodat die anti-kris kan regeer. Stem julle saam? As die teehouer op aarde is, hoe kan die anti-kris regeer? Nog 'n bewys vir dat daar iets gaan gebeur. Kom ons kyk wat sê die woord. En nou, julle weet wat hom teehou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word. Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teehou, uit die weg geruim is. En dan sal die ongeregtighede geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak. So hy wag in anticipation dat die teehouer, die gees van God onttrek word, sodat hy God kan hy blasphemy kan pleeg, dat hy kan homself as Christus verklaar. En op die troon van Dawid, hy gaan 1260 dae vat, 3,5 jaar, om homself op te bou, tot op die middel van die groot verdrukking, om dan te regeer, en dan het hy 1260 dae wat hy gaan regeer, en dan word hy volgens die woord van God, by die wederkoms word hy tot niet gemaak. Maar dit kan nie gebeur, as ek en jy, as kinders van God op aarde is nie. Kan nie gebeur nie. Want die gees van God woon in ons. Verstaan julle hoekom ek glo wat ek glo? Ek probeer dit vir jou so eenvoudig as moontlik te maak, want onthou net altyd die kriteria. Is jou naam in die boek van die lewe, ja of nee? Dis waar dit gaan, ouens, dis waar ons saamstem. Hierdie is 'n bysaak, maar dit is nodig dat ons weet. Maar ek kan hom ook nou sien, en ek sluit af, ek land die vliegtuig, hulle het vir my vliegtuig hier geland, dat ek kan land. Ek land die vliegtuig, en ek weet ek is ver oor my tyd. Maar julle, ons kan so behep raak met die feit en die opgewondenheid dat ek hom eendag gaan sien, dat ek baie keer vergeet dat ek nou 'n verantwoordelikheid het. So ek wil jou vandag oproep, en dis hoekom ek Shamaine se design wat sy vir my gemaak het, so 'n bietjie opgevoeter het, en strepe daardeur getrek het, om te sê, ek gaan hom nie net eendag sien nie, ek gaan hom nou sien. Ek kan hom nou sien in my lewe. Ek kan nou op 'n punt in my lewe kom, dat ek hom miskien nie fisies sien, dat hy voor my staan nie, maar dat ek hom sien, dat ek hom ervaar. En weet jy wat, ek kan hom na ander mense toe vat. Ek kan die evangelie verkondig. Ek kan mense beïnvloed. Ek kan Christus wees vir, en ek bedoel dit met groot respek, ek kan Christus wees vir ander mense. Ek kan sy hande en sy voete wees vir 'n ou wat in stres is, vir 'n ou wat swaar trek, vir 'n ou wat ongelowig is, vir 'n ou wat dalk op 'n stadium besluit het, ek is 'n ateïs, ek glo nie meer in God nie, want waar was God toe dit gebeur het? Waar was God toe dit gebeur het? Julle, ons vra daai vrae omdat ons moedeloos is, maar ek en jy as sy kinders kan hom na mense toe vat. En hoe gaan jy dit doen? Eenvoudig, dis my laaste skreen. Eenvoudig. As ek lewe dat sy karaktertrekke deur my openbaar word. As ek Jesus, met groot respek, ek kan nooit Jesus wees nie, maar ek kan soos hy word. Ons noem dit heiligmaking. Ons noem dit geestelike groei. Die Bybel is baie vol van dit. Ons noem dit die vrug van die gees. Ons noem dit om geestelike volwassenheid te bereik. En dan, hoe kry ek dit reg? Prakties. Marius, hoe gaan ek's 'n hoe mens. Ek leer vir Esteban ook as hy preek. As ek vir hom, Esteban, as jy preek en hy sê vir my, "O Marius, dit en dit gaan my punte wees," dan sê ek vir hom, "So what?" Hoe bedoel oom nou? Dan sê ek vir hom, "Esteban, sê vir die mense, so what?" Hoekom moet hulle dit weet? Om wat mee te maak in 2025? So met ander woorde, nou sit jy hier en jy sê vir my, "Marius, aan die einde van 2025, ontmoetings met God. Hoe gaan ek leef? Skyn jou lig. Dien die liggaam van Christus met jou gawes. Bedien mense met die vrug van die Gees. Dra die vrug van die Gees. Almal ken Galasiërs 5 vers 22, maar doen jouself 'n guns en gaan lees Romeine 14 vers 17. Gaan hom net daar los. Wil jou nuuskierig maak. Gaan lees dit. Deel die goeie nuus.
Aan die einde van Matteus 24, waar al hierdie tekens van verdrukking en pestsiektes en allerlei gemors op uiteindelik kom, dan sê hy, en die goeie nuus van die koninkryk van God moet verkondig word, Matteus 24:14. Dis die doel van al hierdie goeders. En dan, ek dink belangrik vir my, ons gemeente se naam is Ahava, dit is nie by coincidence nie. Ons is Ahava Familiekerk, die Hebreëse woord vir liefde. Die samebindende faktor van alles in die hele Bybel is liefde. Dra Jesus se liefde uit aan ander mense. Johannes 13:35 en menigte ander teksverse wat jy kan gaan sien daaroor. Wees daar vir mense, wees 'n draer vir liefde. Dis die grootste bewys wat ons vir mense kan gee. Ek maak klaar. Dis vir my belangrik dat jy besef dat jy gaan hom eendag sien. Maar ek moet ook hom nou in hierdie lewe aan ander mense voorstel. Dat hulle hom ook kan sien. En dis my verantwoordelikheid as kind van God. Maak dit, ek wil hê jy moet hier uitstap vandag met 'n opgewondenheid in jou hart. Sit daai prentjie in jou kop van waar jy staan met Jesus, wat jy so hak. Dis waar ons uitsien. Mag ek en jy daai kroon eendag kry vir hulle wat sy wederkoms lief gehad het. Wat die slaapies afgetel het. Ons weet nie hoeveel klippies om op te tel nie. Kan baie klippies wees, maar is goed dat ons nie weet nie. Ek het 'n oom gehad wat een van my mentors was in die Evangelies Gereformeerde Kerk jare terug. En ek het baie by oom Johan gaan kuier, oom Johan Tolkien was sy naam. Ek het baie by oom Johan Tolkien gaan kuier. En eendag toe sit ek by hom en ek praat met oom Johan oor allerlei goeders wat 'n jong predikantjie nie geweet het nie. Ek was baie jonk, baie onervare. Maar ek het 'n ou soos hy en baie ander in my lewe gehad. En ek sit by oom Johan en ek sê vir hom, oom Johan, die wederkoms, die wegraping. En ek praat met hom oor die goeders. Hy sê vir my, Marius, onthou net een ding. Hy sê, al weet jy dat Jesus môre kom, plant vandag 'n boom. Wow. Gaan saai die saad vandag, al kom Jesus môre. Moenie stop nie. Moenie momentum verloor nie, want Jesus kom. Stap jy uit met 'n wederkomsverwagting. En al stem jy nie saam met my eskatologie nie. Dis oukei. Dis oukei. Ek vra jou. Het jy Jesus Christus as jou persoonlike verlosser en saligmaker aangeneem? Het jy hom ontmoet? As jy in 2025 Jesus ontmoet het, het ons geslaag. As jy 'n kind van God is en het by 'n vernuwing by hom uitgekom, dan het ons geslaag. As jy op 'n punt gekom het waar jy afvallig was, of jy het foute gemaak en jy het geleer uit jou foute uit, of jy het by 'n praise and worship sessie, of by 'n gebedsgessie, of 'n omgegroep sessie, of waar ook al nader aan Christus beweeg, dan het ontmoetings met God hierdie jaar geslaag. Dis nie vir my om te sê nie. Dis vir jou. Mag die Here jou seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap en die inwoning van die Heilige Gees in ons harte. Amen.